vandag se voorskoot video waar ek die toga rel vir die voorskoot, gaan ek vir die volgende 5 minute met jou gesels oor worsteling. 'n Tema wat elkeen van ons se lewens aanraak. Daar's nie een van ons wat na hierdie video kyk wat nog nie geworstel het oor iets in ons eie lewens nie. In my 20's het ek geworstel net om myself te aanvaar en die feit dat my hare uitval. My 30's het ek geworstel om dat ek nie meer so vinnig my fiksheid het soos wat ek het gehad het toe ek jonger was. Waaroor gaan ek worstel in my 40's? Waaroor worstel jy vandag in jou eie lewe? Worsteling is deel van elke seisoen. As jy 'n tiener is, wens jy jy's 'n young adult wat kan begin studeer. As jy 'n young adult is, wens jy kan 'n werk kry, mooi vrou en kinders. As jy mooi vrou en kinders het, dan wonder jy partykeer het ek al genoeg sukses in die lewe behaal? Daar's altyd iets om oor te worstel. Daar's altyd iets waarmee jy met die Here ook kan beklei. Miskien worstel jy vandag by jou loopbaan. Miskien worstel jy dat jy nie meer 'n loopbaan het nie. Miskien worstel dat jy wens jy kon mooier sing, vinniger hardloop, makliker gesels met ander mense, minder gesels met ander mense. Ek weet nie wat jou worsteling is nie, maar ek weet vir elkeen van ons word daar 'n worsteling gegee. En dis presies waaroor vandag se preek gaan. Vandag se preek gaan daaroor dat ek en jy maar elkeen hierdie uitdagings het. En hoe ons hierdie uitdaging van worsteling hanteer is belangrik. Sien die wêreld leer vir ons, stap net weg van worsteling af. Jy hoef nie te worstel nie. Sukkel jy en worstel jy met jou TV se afstandsbeheer wat stikkend is? Koop 'n nuwe een. Worstel jy met jou kar wat nie vinnig genoeg warm word in die oggend dat jy kan ry werk toe nie? Koop 'n nuwe een. Worstel jy met jou vrou of jou man omdat jy dink jou geluk hang heeltemal van hulle af? Kry 'n nuwe een. Gee jou gemeente nie meer vir jou wat jy soek nie? Kry 'n nuwe een. Ons hoef ons nie meer te worstel nie, of wat sê ek. Kom ons maar net terug staan en sê, so wat? Ek hoef nie te sukkel nie. Dis interessant dat as jy die Ou Testament lees, dat al die profete geworstel, onder andere Jeremia, waarna ons vandag in die lang erediens kyk, die 20 minute boodskap. In Jeremia 15 sê hy, ek wens maar het my nooit gehad nie, want ek worstel. Ek moet 'n boodskap uitdra vir die nasies oor God, en dat hulle self tot die Here moet bekeer, en dit is my moeilik, ek worstel, ek wens ek het nooit die boodskap gekry nie. Hy blameer selfs in Jeremia 20 vir God self. Hy sê, dis u skuld, dis jou skuld, jy het my in hierdie ding gedwing. Martin Luther het min of meer dieselfde ding gesê in sy tafelgesprekke, wat hy laat in sy lewe geskryf het. Hy sê, God het hom ingeboelie in die evangelie in, hy wens, as hy sê, as hy 'n tweede kans gehad het, het hy gesê nee. Vir elkeen van ons word daar 'n worsteling gegee. Elkeen van daai mense, Martin Luther en Kluis, het deur daai worsteling gegroei om 'n verskil te maak. Daar's absoluut geen sukses in die lewe sonder worsteling nie. Alles het uitdagings. En is deur worsteling waar daar geestelike groei is. Dis deur worsteling wat ons werklik God se genade raak sien. Die genade is om te kan worstel. En dis 'n ander tipe genade. Partykeer is God se genade dat ons kan ontsnap uit iets uit. Maar partykeer is God se genade juis dat ons moet worstel en veg. Dis deel van sy genade en wie hy is. N.P. van Wyk Louw skryf in sy gedig of digbundel Profeet, dit al in die 1960s. Dat hierdie worsteling daar is vir elkeen van ons en dat die worsteling partykeer soos 'n vervloeking voel. Maar dat dit vir jou 'n groot stuk genade gee wat die persoon wat nie worstel nie, nooit sien nie. Worsteling gee vir jou 'n ander genade. In my eerste gemeente in Boksburg, afsluit om vir jou gou 'n storie te vertel. My eerste gemeente in Boksburg was daar 'n oom gewees wat 'n klomp gastehuise besit het, 'n klomp besighede besit het. Hy het my die storie vertel eendag toe ek by een van sy gastehuise was wat 'n groot hotel al is daar met Medfordview. Het hy so skildery eintlik vir my gewys en langs die skildery was daar 'n raamwerk van 'n paar stikkende wit tekkies. Daar's niks oor van daai tekkies nie. En hy het my vertel dat daai wit tekkies is die tekkies wat hy deurgeloop het na al die banke toe op die Oosrand in Johannesburg in die 1970s. Op soek na 'n lening dat hy sy eerste besigheid kan begin. Hy het hulle deurgeloop, hy het geworstel. En hy sê daai skoene is daar om hom te herinner dat alles in die lewe is 'n worsteling. Niks is eenvoudig en maklik. Geestelike groei is presies dieselfde. Dis 'n worsteling. Want baie keer in jou geestelike groei sien jy goed van jouself raak wat jy nie wou geweet het nie. Daai worsteling
is die genade. Daai stikkende tekkies teen die muur is die genade. Om vandag te kan worstel en God te kan leer ken op 'n nuwe manier, is spesiaal. Dit is sy genade. Druk deur dit. Kom ek doen vir jou gebed. Here, dankie dat U vir ons uit Jeremia 15 uit vandag herinner, dat U worsteling vir ons 'n sekere genade gee. En dankie dat ons soos Jeremia ook kan sê, U hou my vas. Dankie dat U hom vasgehou het 2600 jaar terug en dat U vir my as dominee en vir ons as 'n gemeente en almal wat hierdie video sien, ook vashou te midde van ons worsteling. Amen. Lekker week.